En Ink Luisterstories bied aan. Fransie, O, Anna, hy is weg. Hulle is nou almal weg. Net ek is oor. Alleen, en ek het nou niemand meer nie. Hulle het nou rus gevind. In hom, in mekaar. Maar waar los dit my? Ek is nou heeltemal alleen. Anna, wat gaan ek maak? Hoe gaan ek hier deurkom? Fransie, kom hier kind. Doe maar wat. Anna is hier. Ek is altyd hier. Jy hoef nooit weer so verlate te voel nie. Hoor jy my? Ek, wat Anna Cronje is, sal jou nie laat val nie. Die Bottelier van Botasberg, episode 2, geskryf deur Sarita Pieterse. Dankie koffie, sal julle klaarmaak? Ek stap so lank op huis toe. Nigter weet dat Martha vanaand weer vir my verbrand het vir aandete. Gisteraan se offerande was 'n houtskool teebeen. Ek het op die einde maar pap en melk gegee. Ai, nooi Fransie. Jy sal 'n plan moet maak. Kyk, jy word maar van jy die werk gelos het om te kom melk. Die werk loop mooi, maar die nooi. Eish. Ja, ou koffie. Van ouma en oupa weg is niks meer wat dit moet wees nie. Daar gaan nie 'n dag verby wat ek nie iets wil weet of vra nie. Dan praat ek nie eers van ouma se kos nie. Is so my nooi. Is so. Maar oupa sien. En hy is trots. Ek weet. Tot later koffie. Ek sien daar stop Anna nou voor die huis. Middag, jy's net betyds vir koffie. Ek sal dit nie waag om jou te nooi vir aandete nie. Toe maar, ek het redding gebring. Gedink jy is moontlik al uitgehonger vir menskos. Vriendin, ek is jou ewig dankbaar. Kom ons stap in. Jy is waarskynlik 'n ligstraal my honger duisternis. Dit ruik hemels. Kom ek raai. Hoender lasagne? Einste en 'n lekker groentslaai. As jy nou 'n bottel droë wit het en baie koffie, kuier ons vanaand lekker. Ek sien jou heeltemal te min van jy bedank het. Wat is dit nou? 2 maande al. Jene, al so lank. Tyd stap sonder genade. Ek is so bly jy is hier. Die 2 boedels so op mekaar wen my. Ek het raad nodig. En jy weet mos van al hierdie dinge. Jong, ek is nou nie 'n kundige nie, maar ek het al heelwat geleer so met oorle Gert se sake. Maar ons eet eers voor alles koud is. Ek wou jou nog sê. Hier is alles. Ek het dit probeer in volgorde hou. Die meeste is vir my Grieks, maar as ek reg verstaan, het ek hier 'n redelike neseier bymekaar. Nou toe, laat ons kyk. Ja. Goeie genade, Fransie. Jy het nie 'n redelike neseier nie. Ek sou eerder sê 'n volstruiseier. 2 polisse wat aan jou gesedeer is. Met bietjie kontant in die boedel en die lappie aarde onder jou voete, kan jy rustig slaap saans. Weet jy wat dit beteken? Dat my drome kan waar word? Jy weet, dit is so ironies. Nou, dat hulle wat dit vir my moontlik gemaak het, nie in my vreugde kan deel nie.
Laat dit half sinneloos voel. Fransie, jy kan nie nou opgee nie. Ouma en oupa het al jare, elke maand met soveel moeite daardie geld moes afknyp. Vir jou. Vir jou. Hoe kan jy dit nou wel een kant toesmyt? Natuurlik deel hulle in jou vreugde, net van ver af. Jy is reg, Anna. Dit is net so of ek nie die hartseer onder die opgewondenheid kan inskuif nie. Dit voel nie reg nie. So asof ek dit nie verdien nie. Wel, verdienste of nie, hulle het jou dit gegee. Heel hartig. Jy en jou oupa het 'n visie, dan nie? Begin jy maar net uitkyk en besluit wat jy wil doen. Eintlik weet ek al. Kyk nou daardie pakkie brosjures wat ek daar een kant neergesit het. Dit is waar ek en oupa so baie gedroom het. Lyk of jy gaan besig wees oor die volgende klompie maande. Alles oor suiwelproduksie en bestuur, kaas maak, jogurt, stalopgradering. Die lys hou net aan. Ek wil alles weet, Anna. En nou het ek genoeg om my en oupa se droom te gaan haal. Eie diere, eie aanleg, regdeur tot by die rooi skilkase, die jogurts en die boksiemelk. Ek selfs al 'n naam uitgedink. Ouma en oupa suiwel. Ek wil oupa en ouma se naam op elke winkelrak in die land sien. Ek wens jy kan jouself nou sien. Jou oë blink, jou wange gloei. Sien, jy is tog reeds opgewonde daaroor. Jou oupa sou so trots gewees het. Nee, nie sou nie, is. Kom bring hy bottel wyn. Ons het iets om te vier. Naand, vreemdeling, ek sal maar so lank begin kos maak. Nigter weet wanneer jy klaar kry, as jy jou eers in jou kantoor begrawe. Wensig, maar die plek het darm uitgebrei. Geen wonder jy kry nooit tyd vir kos maak nie. Kyk hoe lyk jy. Net poepel en senings. Hallo Ann. Dankie dat jy so lank ingespring het. En ja, ek weet ek moet beter na myself kyk. Maar ouma en oupa suiwel is nou op 'n mespunt. Ek kan nie nou momentum verloor nie. Die afgelope 2 jaar het ek darm te hard gewerk daarvoor. Ek het vandag my eerste uitvoerkontrak geteken. Dit gaan ongelooflik goed. Met die besigheid, ja. Met die groot baas. Ek weet darm nie. Jy kan maar vir iemand anders jou mespunt storie gaan vertel. Ek sien deur jou. Jy probeer die verlange wegwerk. En ek praat nie net van ouma en oupa nie. Anna, Ja, toe maar ek weet. Ons het die perd se rug al mank gery. Maar ek is ernstig. Jy kort hulp. goed, ek gee toe. Ek kort hulp. Ek hoef nie te trou om hulp te kry nie. Seker nie. Maar daar is sekere soorte hulp wat makliker bekombaar is as jy 'n man het. If you get my drift. Anna, Toe maar, ek grap net. Is oor jy te min vry dat jy so skrik as mens die onderwerp aanroer. OK, ek hou op. Voor jy 'n hoenderberoerte kry. jy weet wat is my siening. Ja, toe juffrou oupa oogies. Die vet weet waar jy hom gaan kry. Hulle is met die hand geplant. Fransie, ek het dit. Ek het dit. Jy, my darling, korte bottelier. 'n Wat? 'n Bottelier man, soos 'n butler. Anna, het jy koors? Het die rinderpes jou getref? Wat gaan hier aan? Fransie, ek is ernstig. Dink net, iemand om jou huishouding te orden, te sorg dat jy elke dag gesond eet, jou klere versorg, help om te onthaal, sorg dat jy by al jou verpligtinge uitkom. Nou, net jou lewe so effe meer vaartbelyn te maak. Jy weet, met die dat jy so oral in aanvraag is en so, Anna, ek weet darm nie. dan is dit gereël. Laat alles aan my oor. Ek sal sorg dat jy iemand kry wat nommerpas is vir jou.
Nie sleg nie. Ek sal weer hier aandoen vir 'n stukkie biltong. So, hierdie is nou Stoffberg. En hierdie moet dan die sentrale sakekern wees. Som totaal van 'n slaghuis, algemene handelaar, drankwinkel en vulstasie. Wonder waar bly my nuwe werkgewer? Die man is laat. Dis klaar nie 'n goeie teken nie. Dit moet 'n kleinerige mannetjie wees met 'n verspotte naam soos Fransie Weber. Ek wonder hoe gaan hierdie hoofstuk verloop. Wie sou sy wees? Genade, maar sy is pragtig. Sy sal met haar kan mors. Daai groen katkykers en koperklop sal 'n man mos lelik laat stryk. Hallo Anna? Ja, ek is hier. Maar hier is geen teken van die vrou nie. Waar bly sy dan tog? Ek het jou gesê dis 'n slegte idee. En kyk nou. Jy weet, ek moes nooit na jou geluister het nie. Dit voel net nie reg nie. So opstairs. Aanstellerig. Ja, okay. Maar as sy nie binne 10 minute hier is nie, ry ek. Ag, verskoon my juffrou. U ken nie dalk ene meneer Fransie Weber nie? Ek is veronderstel om hom hier te ontmoet, maar nou weet ek nie. U is nie dalk meneer Jackie van Rensburg nie? Jammer vir my verbasing. Ek het 'n dame verwag. Juffrou, moenie vir my sê jy is Fransie Weber nie. O, aarde, hier is 'n groot misverstand. Misverstand, ja. Jemmer, Fransie, ruk jou reg. Jy klink of jou bek in 'n bondel moes verander het. Wag da, die man is heeltemal te mooi. En sy oë. Hy het oupa oë. En die litteken oor sy linkerwang. Amper nie sigbaar onder die baard nie. Wat sou die storie daar wees? Nee. Hier is heeltemal te veel goed wat aan my moes skarrel. En terug waarvandaan hy ook al kom. Dit deeg nie. Juffrou, ek sou voorstel, ons ry na u huis toe, sodat ons hierdie misverstand kan opklaar. Natuurlik, ja. Ja goed, ry agter my aan, dat ons by die huis gaan gesels. U het geluister na episode 2 van die Bottelier van Botasberg. Die rolverdeling in hierdie episode was soos volg. Die rol van Fransie is vertolk deur Marie Eberson, terwyl Anna deur Karen Loots vertolk was en Jackie deur Pieter Viljoen. Die Bottelier van Botasberg is geskryf deur Sarita Pieterse en vervaardig deur In Ink Luisterstories.